Ek sê julle welkom in die naam van Jesus Christus. Dit is 'n voorreg vir my om weer hier te wees en nog aanbidding te doen. Wat ek vandag wil doen is, ons wil kyk na 11 September 2001. In Engels 9/11, dit is 'n goeie term wat ek graag wil gebruik. En ons wil daaroor gesels. Voordat ons begin, wil ek 'n stil gebed doen. Kom ons gaan 'n stil gebed. Amen. As ons by die onderwerp kom van 9/11, is daar so baie verskillende interpretasies, verskillende dinge wat mense aanbied. Een ding wat ons weet is, dit was 'n draaipunt vir die wêreld gewees. Dit was absoluut 'n draaipunt gewees in geskiedenis gewees. En ek wil kyk na profesie en wil kyk hoe die Bybel dit vir ons beskryf en ek wil 'n oploop doen daarna. Ons wil gaan kyk waar dit vandaan kom. Ons wil gaan kyk wat was die gebeurtenis wat gebeur het op 11 September. Ons wil ook gaan kyk wat is dit vir ons profeties. So kom ons stap saam en ons stap deur en ons gaan kyk. Wat ek gedoen het is ek het baie goed reeds op die bord geskryf en ek wil 'n bietjie deur geskiedenis gaan en ons gaan kyk. Ek wil begin by die jaar 313 na Christus. Dis alles na Christus. En ons wil gaan kyk. Dit is hulle noem dit Edict of Milan. Ek gaan hom vir julle lees in Engels, dan gaan ek julle sê wat dit vir my beteken. Edict of Milan, a proclamation that permanently established religious tolerance for Christianity within the Roman Empire. So wat hulle gedoen het is, hulle het 'n politieke, ons kan sê wetgewing ingestel waar hulle die Christendom geïnkorporeer het in die Romeinse stelsel of jy kan sê in die empire. Wat is die regte woord vir 'n empire? Het hulle hom ingebring. En van daai tyd af sal ons sien dat daar 'n vermenging gekom het met die Christendom en jou Romeinse stelsel. So dit is die eerste mylpaal wat ek wil merk hier. So die tweede een waarna ons moet gaan kyk is in die jaar 321. Wat Konstantin gedoen het is, dis waar ons die eerste Sondagwet kry in geskiedenis. En is belangrik vir ons om dit te sien en te verstaan. Die Here leer ons 'n prinsipie om te sê die einde van die begin af. So wat ons doen is, ons gaan kyk na die eerstes in geskiedenis en dit verklaar ons wat nou in geskiedenis gaan gebeur. So, kom ons gaan kyk. Ek gaan hom vir julle lees. Koninklike edikte, algemene konsiles, kerkeinstellings toegepas deur die burgerlike mag. Dit was die stappe waardeur die heidense feesdag sy posisie van eer verkry het in die Christelike wêreld. Die eerste openbare maatreël waardeur Sondagviering verpligtend gemaak is, was die wet wat Konstantin uitgevaardig het, en dit is in die Groot Stryd, bladsy 520. So Ellen G. White vertel ons van wat gebeur het. En ons gaan 'n bietjie kyk daarna en ons gaan sien wat doen die Here die oomblik wanneer die mense kom en die Sabbat aanvat en dit tot niet wil maak. Okay. Hierdie edikt het bepaal dat die dorpsbewoners op die eerbiedwaardige dag van die son moes rus. Maar dit het die plattelandse bewoners nie belet om hulle plaaswerk voort te sit nie. Hoewel dit feitelik 'n heidense wet was dit nogtans deur die keiser toegepas na sy sodanige aanname van die Christelike geloof. Want onthou, hulle het hierdie Christelike geloof aangeneem en dit is eintlik soos 'n mantel wat hulle oor hulle gegooi het. Omdat hierdie keiserlike mandaat nie 'n genoegsame plaasvervanger van die goddelike gesag was nie, het Eusebius 'n biskop wat die guns van die vorste gesoek het en wat 'n spesiale vriend en bewonderaar van Konstantin was, beweer dat Christus die Sabbat oorgeplaas het op Sondag. Nie 'n enkele teks kan aangevoer word om hierdie nuwe leerstelling te staaf nie.
Onwetend het Jesebees self die valsheid van die verandering erken. En hy wys ons op die ware bewerkers van die verandering. Alle dinge het hy geskryf, wat dit ons plig was om op die Sabbat te doen. Dit het ons oorgeplaas op die dag van die Here. Hierdie kom uit Sabbat los en Sabbath Duties bladsy 538 en dit is in 1853 wat dit gedoen het. Maar die sondagargument, ongegrond soos dit was, het die mense aanleiding gegee om die Sabbat van die Here te vertrap. Okay. Wat sy sê is, dan begin sy en sy verduidelik vir ons, soos hierdie Sondagwet ingekom het, dit baie stelselmatig ingekom, en dat die mense eerstens gesê om te weerhou van werk, en sekere ander werke het nog steeds plaasgevind, en so het hierdie ding strenger en strenger gegaan. Daar was later maatreëls en strafmaatreëls ingestel, en dit was 'n progressiewe, kan ons maar amper sê, greep, wat hulle gebruik het om die mense al meer en meer en meer in hierdie wetgewing vas te maak. En dit is belangrik dat ons die geskiedenis, ek gaan dit nie kan deurgaan alles nie, dat julle die geskiedenis gaan deurgaan, want dit is hoe ons ook gaan sien die Sondagwet wat inkom by ons, wat 'n progressief gaan wees in natuur. En ons gaan dit moet verstaan, dit gaan nie net 'n eenslagtige wetgewing wees wat inkom nie. Ons gaan ook sien dat die grondwet, dit is wat dit die glorieryke land maak, die VSA, is die grondwet wat geskryf is. Want die grondwet sê reeds, dat elkeen die Here kan dien na sy eie gewete toe. En hulle mag nie die gewete voorskryf nie. En dit staan ook vir hulle in die pad. En ons gaan kyk wat se gebeurtenisse het gebeur, wat hulle gebruik het om die grondwet te verander. So, wat ons kyk in geskiedenis, en nou loop ons stadig deur. Ons sien die Edict of Milan in 313. Dan sien ons Konstantin maak die eerste Sondagwet in die jaar 321 na Christus. Okay. As ons nou gaan kyk lyn op lyn wat ons moet gaan kyk in geskiedenis, sal ons sien. As ons in die tydperk gaan kyk van Moses. Hulle is vir 400 jaar jy kan sê ballingskap, gevangenskap in Egipte. En wanneer Moses kom, die eerste ding wat hy doen terwyl hy in Egipte is hy herstel die Sabbat. Hy bring dit terug. Die mense verloor dit, hulle verloor die wet, hulle staan nie meer na die dinge nie, en hy bring dit terug. Ons gaan onmiddellik kyk, die eerste ding, en onthou toe ons dit op die lyne gesit het ons gesien, die eerste ding wat Farao doen is, hy sê, wat doen julle? Hoekom rus julle en hoekom werk julle nie? En hy onmiddellik bring 'n instelling om te sê, julle gaan ekstra werk en julle gaan nou stene maak sonder strooi, julle gaan julle eie strooi besamel. So onmiddellik wat ons nou sien, is dat die Here tree in. Die Here tree in en die 10 plaae begin. So die oomblik wanneer die mensdom aan die Sabbat raak, sal ons sien, tree die Here in en die plaae word gegooi. Nou gaan ons na 'n tweede aspek kyk. As ons lyn op lyn kyk, sien ons 321 kom Konstantin en hy verander weer eens, kom hy en hy verander die wet van die Here, of hy probeer dit te doen deur 'n Sondagwetgewing in te stel. En die Here sê nee, ek gaan optree. En wat hy doen is, dit is waar ons begin met die basyne. Want nou gaan ons sien wat die Here doen is, hy gebruik die basyne en ons moet dit baie mooi verstaan. Ek gaan nie in soveel diepte deurgaan nie, dit is belangrik dat julle dit gaan moet bestudeer. Pioneers beskryf dit baie mooi, julle kan kyk oor die basyne daar. Ons het byvoorbeeld vir Uriah Smith met Daniel en die Revelation, kan julle gaan kyk dat hy beskryf dit baie mooi daar. Julle kan na al die aspekte gaan kyk. Maar wat dit is, dis fisiese gebeurtenisse van barbaarse nasies wat die Here gebruik in sy hand en hy straf Rome. Want onthou, Rome verdeel in 3 dele. En dis as ons begin kyk na die basyne, word daar elke keer 'n melding gemaak van 1/3 van dit, 1/3 van dit, 1/3 van dit, wat vir ons 'n weerspieëling gee van Rome, wat in 3 dele gedeel is, en een van daai gedeeltes word op gekonsentreer. Ons gaan kyk hierso, gaan ons sien die westelike gedeelte van Rome val as gevolg van hierdie basyne. Die datums is hierso neergesit. Die eerste basyn, Alaric, dis van die Oos-Gote,
En hulle kom en hulle loods en hulle begin met hulle aanvalle in Westelike Rome. As ons in Openbaring gaan deurgaan, gaan ons baie mooi sien waar hulle vandaan kom, hoe hulle die aanval doen. Daar's baie karakteristieke. Alhoewel dit in beeldspraak is, kan ons dit vat, ons kan dit gaan soek in die Bybel, ons kan dit baie mooi neersit. Maar hier is die eerste en die tweede ene is Genseric, dis die Vandale. Dit is die tydperk wat hulle Rome in die Westelike Rome aangeval het. Daar's verskillende maniere ook, hoe hulle Rome aangeval het en hoe hulle hom op sy knie gebring het. Die derde wat ons sal sien is Attila, die Hunne, en die vierde een was Oudiheiser, en dit was Haruli. Daar is julle datum. So as ons in geskiedenis kyk, sien ons so mooi volg dit na die Sondagwet, en die Here begin om Rome te straf. Hy gebruik barbaarse nasies, en hy bring Westelike Rome op sy knie. Nou as ons gaan kyk hierso, dis vir ons belangrik. As ons in die geskiedenis gaan kyk, dan weet ons het paganistiese Rome, wat ons het hierso. Hierdie kaart is eintlik vir ons beter. Paganistiese Rome, en dit gebeur alles hier binnekant. En onthou, by die jaar 490, as ons kom by die jaar 490, is paganistiese Rome verbreek, en hulle verdeel in 10 koninkryke, wat hulle inverdeel. So, dis belangrik dat ons sien, dat die basyne wat die Here gebruik, is 'n middel en 'n strafmiddel, om Rome op sy knie te bring. En hulle verbreek, en hulle gaan in 10 koninkryke. Nou is dit vir ons belangrik om te kyk, om te sien, dat wat nou gebeur is, die pausdom begin uit hierdie stelsels, gaan hierdie pausdom kom, en hy wil sy koninkryk opsit. En ons begin, as ons op die datums begin kyk, hierso by 508. In Engels sê hulle dit mooi, dit is the daily sacrifice. En sacrifice, weet ons, was ingeskryf, dis die daily, word weggevat. In Afrikaans, die beste bewoording wat ons het, is die dagelikse, word weggevat. Dit is in 508, en dis paganisme. Want onthou nou, die pausdom, die stelsel wil in bewind kom, maar hy het 3 hindernisse wat in sy pad staan. En hy moet daai hindernisse, onthou, dit is die 3 horingkies wat hy ontwortel het. Hy moet dit heeltemal wegvat. En ons sal sien, deur al daai 10 koninkryke, is daar 3 koninkryke, gebiedens, wat in sy pad staan. En dit word uitgehaal. Dit is die Vandale, die Oosgote en die Heruli. So wat gebeur is, jy sal sien, net so voor 508, begin dit, maar wat ons merk is, 508 tot 538, is 30 jaar, wat paganistiese Rome, weggevat word, en pauslike Rome, word daar gesit en hy staan. Nou, onthou wat Satan doen is, Satan kom en hy boots na dit wat Christus doen. As ons kyk na Christus was 30 jaar oud toe sy bediening begin het. So dit vat hom 30 jaar. Ons sal sien die pausdom vat 30 jaar om te kom totdat hy sy bediening doen. So in die jaar 538 staan die pausdom en hy word herken as die wêreldmag geestelik. En vir 1260 jaar weet ons hy regeer totdat hy sy dodelike wond kry. Wat vir my baie belangrik is, wat ons moet sien is, hy breek Westelike Rome af, die 10 koninkryke sit in Westelike Europa, 30 jaar vat hy, en hy vat sy 3 struikelblokke weg, so ons het 'n 10, ons het 'n 3, en hy staan in geskiedenis, die pausdom. Die Here gebruik hierdie barbaarse mense, in hierdie groepe, om Rome te straf, en dit gaan oor Westelike Rome, vir wat hulle doen in 321. Ons sien dit by Moses, ons sien dit daar, en ons gaan dit weer sien in ons geskiedenis. Ellen G. White verduidelik ons baie, baie mooi, om te sê, wanneer die wetgewing gaan inkom, gaan dit stelselmatig wees, en soos dit inkom, gaan God ingryp, en ons gaan sekere dinge sien wat gebeur dan. So, dit is in kort
aan die een kant wat ons sien daar. Wat ons doen is met die DVD, wat ek ook nou opneem, is die literatuur gaan ons ook uitstuur, sover as wat ons kan, en dit gaan ook op YouTube wees. Dan kan julle dit aflaai en baie meer in deeglikheid deurgaan daarin. Okay. 'n ander ding wat ek wil doen is, omdat daar ook baie kontroversie is oor die bassyne, wil ek hê, kom ons gaan na die Bybel toe. Ons gaan kyk, kry ons riglyne van, wat is die tydperk? Want ons kyk nou net na die eerste 4, die laaste 3 verstaan ons as wees. So wat ons nou doen is, ek wil kyk, gaan die Bybel vir my genoeg inligting gee om daai te plaas in tyd, om te sê, is ek reg? Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Ek wil kyk na Openbaring 8, en ek wil daarvan vers 2 tot 6 lees. So ons wil net bepaal om te kyk, waar sit ons in tyd as ons kyk hierna? Die woord sê vir ons, en ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en 7 bassyne is aan hulle gegee. En 'n ander engel het gekom en met die goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. So wanneer ons besig is en ons lees, sien ons onmiddellik ons is besig met die heiligdom taal. En dit is die heiligdom in die hemel. Kom ons gaan aan. Ek wil hê julle moet dit kan sien waar dit plaasvind. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. Dit is in die heilige gedeelte in die hemel. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi. En daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en 'n aardbewing. En die 7 engele met die 7 bassyne het hulle gereed gemaak om te blaas. So wat ons sien is, ons sien dit gebeur in die hemel, ons sien dit gebeur in die heilige gedeelte, en dit is te doen met die goue altaar van wierook. Okay. Wanneer het Jesus sy bediening begin in die heilige gedeelte? Kom ons gaan na Hebreërs toe, 4. Ek gaan net vers 14 en 15 lees. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemel gegaan het, naamlik Jesus, die seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met 'n swak Here medelee kan hê nie, maar een wat op alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Okay, so Christus vaar op na die hemel en begin sy bediening in die hemelse heiligdom, en wanneer gebeur dit? Ons weet, dit is na sy opstanding, en ons sit in die jaar 31 na Christus. So van daai tydperk af sien ons die Here gaan op, hy is ons hoëpriester, en ons as Adventiste verstaan dit duidelik. Sy bediening wat hy nou het, die dispensasie verander van die offerstelsel, en dit gaan, soos ons dit noem, die Christelike stelsel, en as ons, of daai tyd, as jy gebid het, het jy jou gebede opgevat na die heilige toe, Christus is ons hoëpriester en hy staan daar, hy het nog nie beweeg na die allerheiligste toe nie, en daar merk ons, dit moet wees dus, na die jaar 31, so wanneer ons hier kyk, sien ons, dit is al reeds die jaar 395, so dit wys ons hierdie goed gebeur, nadat Christus opgevaar het, hy sit in die heiligdom, en dis 'n tydperk wat ons kan hê. Okay. So ons het 'n beginpunt vir na 31 na Christus. Okay. Nou wil ons kyk al die bassyne, wanneer sal dit eindig? Kom ons gaan na Openbaring 11 toe. Ek wil 14 tot 19 lees. Die tweede wee het verbygegaan, kyk die derde kom gou. So ons is nou besig met die derde en die laaste wee. En die 7de engel het geblaas. Okay, dis die 7de bassyn. En daar was groot stemme in die hemel wat gesê, die koninkryk van die wêreld het die eiendom van ons Here Jesus geword, van die Here geword en van sy Christus. En hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge wat voor God op hulle troon sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê, ons dank U Here God Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U groot mag aangeneem en as koning geheers het, en die nasies was vertorend, en die toren het gekom, en die tyd van die dode om geoordeel te word. Wat ons baie duidelik sien, ek gaan nou klaar lees.
Ons sien die begin van die oordeel. Ons weet na die 2300 jaar van Daniël 8:14 word die heiligdom skoongemaak. So 1844, ons het dit mooi deurgegaan, sien ons die tempel word oopgemaak. En ons sien Christus beweeg van die heilige na die allerheiligste. En hier merk het vir ons op die 7de seël, sien ons dit, en ons sien dan, die 7de bassein, sien ons, gebeur in hierdie tydperk, en dit is in 1844. Okay? Waar was ek nou gewees? En die nasies was vertoornd en torendige communiteit van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan die diensknegte, die profete en aan die heiliges en aan die wat die naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot haal. So wat ons sien is in 1844, onthou toe ons die lyne mooi deurgegaan het, sien ons die heiligdom word oopgemaak. Ons sien 'n verandering weer eens van dispensasie. Hy gaan met die wolke van die heilige na die allerheilige. Die bediening wat begin met die uitwissing van ons sondes, en dis die dag van versoening, die oordeel. Maar dis belangrik dat ons daarna kyk, want ons sien dat die 7de bassein vind plaas en hy word geblaas op 1844. So, as ons hierdie tydlyn, ek kan hom nie reguit maak in een streep nie, so dis maar net onder mekaar gesit. Want hy loop al die pad daai kant toe, en dan gaan hy aan hierso. So as ek kyk na 1844 hierso, het die 7de bassein, toe die tempel oopgemaak is, het dit gebeur. En dan vat ons dit, dis ons tydperk, wat ons dan sien, al 7 basseine. Ons weet, die eerste 4 is basseine, en ons weet die laaste 3 maak die Bybel 'n melding van wee. Okay. Een opsigte moet ons mooi kyk, die verskil tussen in hoe ek het verstaan, en die eenvoudigste wat ek het kan verduidelik, is dat die eerste 4 is barbaarse nasies wat die Here gebruik om hierdie, kan jy maar sê, val van westelike Rome te bewerkstellig. Die ander 3 wat wees is, gebruik die Here Islam. Nou ons sal sien in geskiedenis, hierdie stamme het die Christendom aanvaar, en jy kan sê, hulle het teruggekeer, of hulle het gegaan na Christendom toe, of Christelike nasies toe. Maar, die oomblik wanneer ons kyk na die wees, sal ons sien, dit is wanneer Islam in geskiedenis inkom, in daai opsigte, Mohammed, en alles wat gepaard gaan daarmee. En hulle doktrine en wat hulle voorstel is 'n sataniese mag. Nog steeds kom die Here en hy gebruik hulle. En hy gebruik hulle om dan, ons sal sien, oostelike Rome, pauslike Rome en moderne Rome, dit is die 3 wees, om hulle te straf. Ons sal sien, baie mense sê die Here gebruik nie sataniese magte en sataniese mense om sekere van sy dinge te doen. Ons moet mooi verstaan, ook as ons kyk na Babylon, dis vir ons die mooiste voorbeeld daar. Babylon kom as nasie, en die Here sê duidelik, ek gebruik Nebukadnezar om my mense, en dit was Israel, te straf, en hulle het in ballingskap ingegaan. En daar is nog ander wat ons kan uithaal wat die Here so werk. So dit is 'n Bybelse beginsel wat ons baie, baie duidelik sien. 'n Ander ding wat ons moet verstaan is dat as ons praat hierso, alles gaan, die visie gaan alles oor Rome. Ons sal sien die pausdom en die geskiedenis waarin ons nou in beweeg, gaan alles oor Rome. Dit gaan oor die dier wat sy dodelike wond gekry het. Nou is hy besig weer om op te kom in bewind. Maar ons sal sien soos hy 3 hindernisse gehad het, wat hy uit die pad uit moes vat, sal ons weer sien vir Rome nou om in bewind te kom, het hy 3 hindernisse wat in sy pad staan. En ons gaan baie mooi studie doen om te sien, wie is hierdie hindernisse, en hoeveel het hy alreeds oorkom, en waar staan hy, ten opsigte van die dodelike wond, wat genees is. Okay. So, kom ons kyk 'n bietjie, en ons wil kyk na die opkoms van Islam. En ek gaan nie baie in diepte daardeur gaan nie, dat ek net 'n grondslag vir julle kan gee om te sien. Wat ek vir julle vooraf wil sê is, ons sal sien wanneer ons dit merk,
dat die 5de, die 6de en die 7de bassyne en die wees is verskillend van mekaar. Daar's 'n wee in hierdie tydperk van die basyn. Daar's 'n wee in die tweede tydperk en daar's 'n derde wee in die derde tydperk. So elkeen van hierdie basyne is 'n tydperk en die wee is 'n tydperk. So kom ons gaan kyk net so bietjie meer daaromtrent. Okay. Openbaring 9, wat ek gedoen het hierso, dis Openbaring 9 vers 1 tot 5. Ek het hom net gesit dat ek hom makliker kan verduidelik en in hakkies verduidelik ek van die beeldspraak wat daarin is. So kom ons kyk. En die 5de engel het geblaas en ek het 'n ster sien val uit die hemel op die aarde. Dit is Mohammed wat begin om van melding wat ons kry hierso. Ons sal sien wat gebeur met Mohammed en die ster is 'n verwysing ook na Satan en ons sal sien as ons daardeur gaan. En aan hom is die sleutel van die bodemlose put, dit is die aarde gegee. Soos jy sien, Mohammed kry die sleutel, soos jy sien word Satan weer met die sleutel toegesluit. Dis belangrik dat ons net die konnektasie kan sien tussen die twee en ons verstaan van die begin af. Dis 'n sataniese mag waarmee ons praat hierso. Maar ons sal sien hoe die Here dit gebruik om sy doelwitte te bereik. Hy is in beheer van alles en daar's 'n manier wat hy werk en Islam speel van die begin af 'n vreeslike belangrike rol in Bybelse geskiedenis. Van Abraham se tyd af met Ismael waar hulle vandaan kom, die kinders van die ooste. Daar's 'n verwysing in die Bybel, hulle is die wilde perd, die 4 winde. Ons gaan baie verskillende verwysings gaan ons in die Bybel optel om te sien hoe die Here Islam, as ek dit mag gebruik die woord Islam as 'n konnektasie na Ismael, verstaan wat ek bedoel, gebruik die kinders van die ooste. Okay. En hy het die bodemlose put oopgemaak, soos ek gesê het, in teenstelling met die sluiting wat ons het in Openbaring 20 waar Satan gesluit is, en daar het rook opgekom uit die put soos rook van 'n groot oond. Die rook is 'n verwysing as ons hierdie Bybel gaan kyk en ons sal sien dis elende en dit is stel ook voor valse leer en hulle leerstellings. Dis jou Islam geloof. En die son en die lig is 'n verwysing na die evangelie is verduister deur die rook van die put. En dit weet ons vandag en ons sien dit wêreldwyd. En daar het uit die rook sprinkane gekom op die aarde. Nou die sprinkane sal ons sien is 'n baie mooi beeldspraak van die, ons noem dit die moslim hordes, die troepe as jy dit in 'n ander woord wil sê, as dit gaan pas. En aan hulle is mag gegee so skorpioene van die aarde mag het. So wat hulle nou doen is nou begin hulle kom en ons gaan al meer en meer beeldspraak kry en daar's baie inligting wat ek nie meer gaan deel gaan nie, wat 'n bevestiging gee van Islam en die mag en die verwysing na hierdie beeldspraak. Okay, hier van vers 7 af, kom ons kyk, en die voorkoms van die sprinkane was soos die van perde, so ons sien 'n karakteristiek, wat vir die oorlog voorberei is, en op hulle koppe was iets soos krone. Nou kom ons kyk gou hierna. Wat die Millerites baie mooi verstaan het, en baie lig oor gehad het gegaan oor die wees. Die eerste en die tweede wee. Wat hulle doen is, en hulle voorstelling is so akkuraat, want soos ons nou gaan deurlees, gaan ons die hele beskrywing van daai oorlogsformaat, hoe hulle gelyk het en hoe hulle voorgekom met daai tyd, gaan ons duidelik sien, ons kan dit nie mis nie om te sien, dit is Islam waarvan die Bybel praat, die beeldspraak is daaroor, alles gaan daaroor. Ons sien die perd, ons sien die persoon, ons sien die tulband, ons sien die baarde, en ons gaan deur, en ek wil net hê dat daai prent baie mooi vasgelê word soos ons hier deurgaan. Ek begin weer vers 7, en die voorkoms van die sprinkane was soos die van perde, wat vir die oorlog voorberei is, en op hulle koppe was soos krone,
Dit is die tulbande wat hulle gedra het, soos goud, en hulle gesigte was soos die gesigte van mense. In Engels verwys dit meer of men, wat die manlike gedeelte voorstel. Dit is ook die verwysing van die baarde wat hulle gehad het. Dit is baie interessant, hulle, ek gaan nou daarby kom. En hulle het hare gehad, soos vroue hare. Die Arabiere daai tyd het nie hulle hare gesny nie, so hulle het lang hare gedra. En hulle tande soos die tande van leeu's, en ons weer oomblik as jy kyk na tande, Rome, wat 'n verwysing is met die eystertande, is 'n vervolgingsmag. Dis iemand wat vertrap, en ons verstaan dit daarvolgens. En hulle het borsharnasse gehad, en dit was borsharnasse van eyster, en dit is 'n verwysing van die militêre aard van Islam. So ons sien baie duidelik hier, en dan die gedruis van hulle vlerke, soos die gedruis van baie strydwaans met perde wat opruk na oorlog. Nou, wat bekend was, Islam is bekend vir gebruik van perde en waans, wat hulle het nie verskriklik baie voetgangers gehad nie, maar was baie op die perd. Ons het die Arabiese perde, ons het 'n verwysing altyd na Arabië, en dit verwys na Islam, die perde, die strydwaans, die manier hoe hulle was. Dit is 'n baie mooi voorstelling daarvan. So wat ons nou kry in geskiedenis, ons kan sien, hier het die pauslike Rome begin en die onderdrukking van 538, kom die pauslike Rome en hulle begin God se mense onderdruk. En daar begin persekusie en hulle begin die mense doodmaak en God tree op. In die opsigte van, hy gaan aan en nou gebruik hy Islam. En Islam gaan hy en hy gebruik want is al die pad teen Rome. Ons wil sien die hele laaste gedeeltes van die geskiedenis van die aarde gaan oor Rome. Die hele visie gaan oor Rome. En alles wat gepaard gaan daarmee. En ons gaan in Daniël 11 gaan ons 'n hele studie doen waar die Here vir ons hierdie dinge sê. Onthou, my vraag is dit vandag. Die Here sê ons is kinders van die lig. Ons is nie kinders van die duisternis nie. Hy sê hy sal hierdie dinge voordat dit gebeur aan ons bekend maak. En as ek julle nou 'n vraag vra om te sê, wat gaan aan met Islam in die wêreld? Wie kan dit vir my uit die Bybel uithaal en sê, dit staan geskrywe, want die Here sê daar's niks nuuts onder die son nie. Dit wat was, sal weer wees. So ons sal sien dit wat in die geskiedenis was en dit wat nou plaasvind. Die Here het dit klaar vir ons geopenbaar. Maar as ek die vraag vra, ken julle dit, kan julle dit vir my wys? Dan sê die mense nee. Dit beteken daar's 'n fout. Is ons dan die kinders van die lig of is ons die kinders van die duisternis? Want as ons kinders van die lig is, behoort ons hierdie dinge te weet. En ons behoort vir die wêreld te kan sê, dit is wat gebeur, dit is hoekom en dit is wat God wil hê ons moet doen in verband daarmee. En hy gee ons altyd 'n voorbereiding ook. So dit is belangrik. Kom ons kyk 'n bietjie, die 5de bassein begin in die jaar ek gebruik 606 en dit verduidelik vir my dat dit was die opkoms van dit is alles die geskiedenis van Mohammed. Maar dit is die opkoms van Islam word gemerk daar. Daar's verskillende datums wat mense gebruik. Ek gaan nie vaswees oor hierdie ene nie. En dit is my maklik om te sê, ek kyk na sekere gebeure en ek sê, dit is hoe ek het verstaan uit kronologie uit en wat die mense neersit dan as om te sê, Islam kom pertinent in geskiedenis hierin en dit is sy opkom 606. Okay. So die 5de bassein begin, maar ons sal sien die 5de bassein is van 606 tot die jaar 1449. Maar gedurende daai tydperk sien ons die wee. Iets wat ons moet doen is, en ek gaan nie al die tyd kan spandeer nie, ek gaan kyk hoeveel dokumentasie ek ook kan uitgee wat julle kan deurgaan. En ons het kronoloog vandag wat ons baie mooi hierdie dinge kan verduidelik, want dit gaan baie oor Islam gaan ons sien word vasgehou en hy word losgelaat. So daar's verskillende plekke waar ons sien waar hy vasgehou word. So daai, jy kan maar sê verwoestende mag van hom word in 'n manier deur omstandighede en verskillende dinge gehou. Ons merk dit en daar's tye wat hy vrygelaat word en ons merk dit. En julle sal sien op daai vashou van Islam gaan dit wees waar die eerste wee, ook die tweede wee en die derde wee is op daai mylpale waar ons sê, hy word vasgehou, sal ons sien, merk ons die wees in geskiedenis. Onthou, dit is alles geskiedenis, dit is goed wat ons nie kan verander nie, dit is vasgesit daar. Al wat ek doen is, ek verduidelik deur profesie van Openbaring,
hoe die Here dit vir ons geskryf het, en ons kan nou die geskiedkundige gebeurtenis vat, en ons kan dit op profesie sit, en ons sien dit is soos 'n handskoen, as niks uit sy plek uit daarin. Ok. Daar is, as ons gaan in Openbaring, en ons gaan lees, sal ons sien, daar's 2 5 maande tydperke. Die eerste tydperk gaan ek nie nou deurgaan nie. Ek gaan kyk na die tweede tydperk, dis die 5 maande, en dis die 150 jaar wat die eerste wee plaasgevind het. So daar's gedeeltes wat ek nie nou gaan deurgaan nie. Kom ons kyk net verder. Ons het kennis geneem dat die eerste tydperk van 150 jaar begin met Abu Bakr. Wat die Bybel beskryf dit as die sprinkane wat uit die rook van die put kom. Hierdie tydperk, dit is omtrent van die jaar 632 tot 782, het geëindig met die verdrag wat die krag van Islam beperk het om te vervolg. Ok, ons gaan hierso van 1299 af kyk ons na die eerste wee. Net so het die tweede periode die vervolging hervat met die opkoms van die Ottoman en die vereniging van die Arabiese volke, en begin weer die vernietigende oorlogsvoering op die oostelike deel, die oorblysel van die Romeinse Ryk. Hierdie mag om seer te maak, was getemper, of dit was vasgehou, soos ons sê, gedurende hierdie tydperk van 150 jaar. So wat hy het is, hy het nie die mag om dood te maak nie. Hy het die mag om seer te maak. En dit is belangrik dat ons dit identifiseer. Gaan lees hierdie deur in Openbaring 9 en gaan kyk na die beeldspraak. En hoe mooi sê die Here vir ons, hierdie 150 jaar, 5 maande, onthou 5 maande, profeties weet ons, 'n dag vir 'n jaar, daar is 30 dae in 'n maand, so 30 maal 5 gee ons 150 dae, dis 150 jaar. So, hierdie mag word vasgehou gedurende die eerste. Nou, dis belangrik, as ons in geskiedenis gaan kyk, is daar 'n baie spesifieke datum, ons weet 1299, 27 Julie, word hierdie gedeelte vasgehou. Islam word vasgehou. Kom ons kyk net gou weer, hierdie gedeelte selfbeheersing van Islam wat was verwyder toe Constantijn, dit is die 11de, die laagste Christelike keizer, vrywilliglik geweier het om sy troon te aanvaar, sonder die toestemming van die Turkse mag. En sodoende word die vierde, of sogenoemde word die 4 engele losgemaak. Die 4 voorste Turkse sultans, hulle was die wat losgemaak word, het daarna die stad Konstantinopel in 1453 aangeval en verower. Dit is die toegewydheid van Constantijn, die 11de, by die sultan, by die begin van hierdie tydperk aandui. En dis die einde van die eerste wee. Dan sit ons op 1449 daar. Weer eens is dit die aksie wat lei tot die loslaat en die vashou van die vernietigende krag van Islam, wat belangrik is om daarop te let, en nie die vernietigende dade self nie. So, ons gaan in hierdie goeders kyk, en ons gaan kyk wanneer word hulle vasgehou, wanneer word hulle losgelaat, vasgehou, en ons gaan sien hoe hierdie wees geplaas word op die vashou van hierdie krag. Ok. Kom ons kyk nou na die res van die verse op Openbaring 9. Die engel sê aan Johannes, 1 wee het verbygegaan, en kyk, daar is nog 2 wees daarna. So as ons die eerste wee gekyk het, sê die Bybel vir ons, daar is 2 wees wat nog moet kom. Ok. Openbaring, ons gaan 'n bietjie kyk na die tweede wee. Openbaring 9 vers 14 tot 15 verklaar, maar die 4 engele, maak die 4 engele los, wat gebind is by die groter rivier die Eufraat. Baie belangrik. En die 4 engele is losgemaak, wat gereed gehou was vir 'n uur, 'n dag, 'n maand en 'n jaar. Onthou as ons in profesie kyk, en ons gaan kyk en ons sê, hy was vasgehou vir 'n jaar, 360, dan was hy vir 'n maand, is 30,
vir 'n dag is 1, so as ons dit bymekaar tel is 391. Die dag vat ons is 24 gedeel deur ons vat 24 gedeel deur 'n jaar en dit is 15 deur 360. As ek dit nie verkeerd het nie, dan kry ons as ek dit nou in ure vat na datum, kry ons 15 dae. So wat ek sê is 391 jaar en 15 dae as jy profeties kyk na 'n jaar, 'n maand, 'n dag en 'n uur. Nou wat belangrik is, nou gaan ons weer terug in geskiedenis. Ek wil gou vir julle iets wys. My bord is vol, ek gaan 'n klein bordjie gebruik. Onthou nou een ding, ons het dit deurgegaan en ons het daarna gekyk. As ons kyk na die geskiedenis van die Millerites, ons weet die tyd van die einde was in 1798. Kennis is vermeerder. Hierdie is die einde van die 1260 jaar van die pauslike heerskappy. En ons weet die dodelike wond kry ons op 1798. Napoleon stuur vir Berthier, hy gaan in en hy vat die paus 'n gevangene en die dodelike wond word toegedien. Daar. Okay. Die ander ding wat ons weet is, die volgende groot mylpaal wat ons kry hierso, gaan oor 1840. Dit was die tweede wee. Onthou, ons as Adventiste, ons gaan net en ons sê, dit is die tweede wee, dit was die val van die Ottoman se ryk. Okay. Wat belangrik is hierso is, voordat hierdie gebeurtenis gebeur in geskiedenis, is daar 'n man met die naam van Josiah Leach, Millerite. En wat hy doen is, hy gaan deur Openbaring 9. In geskiedenis het ons reeds bepaal, en ons het gesien wat het gebeur met die eerste wee, en van wanneer tot wanneer dit plaasgevind het. En hy gaan en hy doen 'n kalkulasie. En hy gaan kyk, onthou dit is 'n groot, ek dink is groter as wat ons besef, van die, wat is die regte woord om te gebruik, om van die Joodse kalender, want hulle het ook met die Kariite kalender gewerk, en hulle moes daai datums oorplaas na ons Gregorian kalender wat ons het, né? En met die oordra van daai moet jy baie mooi kyk na hoe jy dit doen, en dit is gewoonlik 'n hele studie wat ons kan doen daarin, is vir ons belangrik om te verstaan, veral as dit kom by Esdra, die derde dekree wat hy in sy hand gehad het, so om dit te verstaan. Maar wat Josiah Leach doen is, hy gaan werk dit uit, 2 jaar voor die tyd, publiseer hy dit alreeds, en hy sê, ergens in Augustus, in die jaar 1840, gaan die Ottoman se ryk heeltemal tot niet gaan, hy gaan in duie stort. Nou, as ons kyk na hoe groot Islam was, en selfs vandag, en die vernietigende krag wat hulle gehad het, en wat hulle gedoen het die wêreld vir hom gelag, want dit is 'n voorspelling wat absoluut in hulle gedagtes nie sou plaasvind nie. Maar hy kom en hy publiseer dit, want hy kyk na wat William Miller hulle doen op die dag-jaar prinsip. Daai tyd weet ons dat die beweging van die Millerites het nog nie daai momentum in krag gehad tot voor hierdie gebeurtenis nie. So wat gebeur 10 dae voor die tyd? Kom hy, en dit is belangrik ons merk hierdie, en ek sit die 10 dae. 10 dae voor die tyd gaan hy, en hy publiseer 'n tweede publikasie, maar hierdie keer kom hy en hy sê die 11de Augustus. En hy is op die dag 1840 sê hy gaan hierdie ryk in duie stort. Hulle het in werklikheid hulle krag oorgegee aan die Christelike nasies en hulle is heeltemal vasgehou en hulle is in daai opsigte die hele Ottoman se ryk geval.
Maar wat belangrik is nou, die prediksie word gemaak, 1840 kom het waar ten volle, op die dag, op die jaar, en die wêreld kyk met ander oë na hierdie mense om te sê, wat gaan aan? Want hulle het 'n prediksie wat absoluut vas is. En die beginsel wat hulle het, gaan terug na William Miller waar hy begin het, om te sê, alles hierso, en dit is vir ons belangrik om te verstaan, die Millerite geskiedenis was alles gebaseer op tyd, die dag-jaar prinsip. En mense, daar word baie dinge van hulle gesê, maar laat ek julle vertel, gaan lees hulle werke, gaan kyk na hierdie dinge, die Here het hulle gelei, hulle het geweet waarvan hulle praat. Ons sukkel en ons het baie duisternis wat Satan ingebring het, oor hulle geskiedenis, en dis hoekom dit so belangrik is om dit deur te gaan. En ons het dit reeds deurgegaan om te sien dat ons geskiedenis herhaal die Millerite geskiedenis tot die letter. Die gebeurtenis van die 10 maagde herhaal ons tot op die letter. So vir ons om te weet wat met ons gaan gebeur, en dit wat alles gaan gebeur, kyk ons nie na die tyd nie, ons kan kyk na gebeurtenis, ja, maar ons moet gaan kyk in die geskiedenis. En hierdie mense verstaan hierdie wees baie mooi. Dis hoekom dit op al 2 kaarte baie pertinent gemerk en opgesit is daar. En ons gaan kyk hoe belangrik dit vir ons in ons lyn is. Maar 1840 gebeur dit, dis die tweede wee. En die wêreld kyk daar. Ons weet ook, dit is toe die engel van Openbaring 10 afgekom het en die aarde is verlig met sy krag. En die boodskap het gegaan na elke sendingstasie in die wêreld toe. So, 'n belangrike prinsip wat ons sien hierso is, die Here gebruik Islam, die boodskap van Islam, en hy gebruik dit om sy mense wakker te maak. Want jy sien, ons slaap, en die Here het sy manier om dinge te doen en gebeurtenisse sodat die wêreld wakker word. En hier gebruik hy dit. Ons gaan dit sien, dieselfde in ons lyn, wat die Here doen. So, dit is 'n bietjie agtergrond om te sien wat gebeur hierso. En ons kan gaan studeer en ons kan gaan kyk in Openbaring, okay, wat hier gebeur. So ons merk hom en ons sien 391 en 15 dae, ons is in die 6de bassein, en die wee merk ons wanneer die stelsel vasgehou word. Die Ottoman Empire, 11 Augustus 1840 val, en nou word hy vasgehou. Nou is 'n baie interessante ding wat ons sien. Ons kyk, en oral sien ons dit in profesie, waar die Here werk op die eerste 2 gee vir ons 'n verduideliking van die derde ding wat gaan gebeur. Wat ek sê is, daar's 'n vreeslike belangrike werk wat Islam in ons geskiedenis gaan doen om ons wakker te maak. Okay. So nou is die eerste wee het verby gegaan. Die tweede wee het verby gegaan. Okay, kom ons kyk nou. Okay. Soos ons gesien het, is die begrip van die basseine nie net 'n intellektuele oefening nie. Dit is instrumenteel tot die begrip van waar ons in die geskiedenis is. Ter voorkoming van die valse vertolking van profesie en dat Islam betrokke is in huidige gebeure. Mense, dit is vir ons baie belangrik om te verstaan. As ons die Bybel vat, ons kyk na hierdie beelde, ons vat Islam, ons sit hierdie dinge baie mooi neer. Die Here het die lig vir die Millerites gegee, en hulle het dit baie mooi neergesit. En onthou, 1840, 11 Augustus, was 'n gebeurtenis waar die Here sê, die wêreld was verlig. So die Here gebruik die gebeurtenisse, die draai en die omswaai van wat gebeur, as 'n draaipunt, en as 'n mylpaal, as 'n punt waar die Here sê, hierso gee ek julle die lig. So wanneer hierdie goeders gebeur, sal jy sien in geskiedenis, is wanneer die Here die lig gee vir sy mense. So daar gaan aan ons tydperk iets gebeur wat te doen het met Islam, want ek was besig om te verduidelik en te sê dat jy het die eerste, jy het die tweede, so die derde een gaan 'n samestelling van die eerste en die tweede wees. So dit gaan wees Islam wat vasgehou word, Islam wat vasgehou word, die derde wee, Islam wat vasgehou word. So dit is belangrik om daai prinsip te verstaan. Die eerste twee gee vir ons meer
omtrent die derde ene. Okay. Nou, as ons tyd ingaan en ons het reeds gelees, onthou julle, in Openbaring 9, om te sê dat die tempel is oopgemaak en die 7de bassein het begin. En dit is 1844, 22 Oktober. Dit is die einde van die 2300 jaar van Daniël. Onthou waaroor dit gaan. Okay. Die volgende gebeurtenis, en dit het ons reeds gedoen, gaan oor 1989. So as ons nou die studie gaan doen van Daniël 11, dan gaan ons gaan kyk die koning van die noorde, en ons gaan kyk na die koning van die suide. En ons gaan kyk wat gaan daar aan. En op Daniël 11 vers 40 sien ons die eerste gedeelte, 1798, waar die koning van die suide kom, en hy gaan teen die koning van die noorde. En dit was Frans gewees, en dit het die pausdom die dodelike wond gegee. Maar dan gaan ons kyk, en ons gaan sien in 1989, het hy teruggekom, en die koning van die suide, wat terugkom na die koning van, wat kommunisme is, en ons gaan kyk dat die kommunisme val in 1989, en dit merk vir ons weer die tyd van die einde vir ons aan. Ek struikel met my woorde, ons gaan dit baie mooi daardeur doen. En ons gaan sien, dit is die begin van daai tydperk, en dit gaan eindig waar Islam vasgehou word, na 'n loslating wat hy hier het. Want, net om vandag te verduidelik, ons sal sien dat die VSA Amerika gaan en hulle steek hulle hand oor en hulle gaan vat die hand van Rome. Want kommunisme wat sit in Rusland en in die USSR, Poland, al daai lande wat saam daar is, wil hulle afbring en hulle wil dit vernietig. Dit is een van die struikelblokke wat in die pad staan vir die pausdom om weer in sy bewind te kom. Ons gaan sien daar is 3 struikelblokke. Die eerste ene is kommunisme, soos wat ons dit gehad het daar. Die tweede een gaan ons sien, dis die VSA, Amerika, en die derde een is die wêreld, of ons gaan dan sien wat die Bybel ons sê as Egipte, en ons gaan ook sien wie dit is, en ons gaan 'n bietjie na die United Nations, die Verenigde Nasies ook kyk in daai verband. Maar daar is 3 struikelblokke wat hy die pad moet haal om sy krag as die wêreldheerser terug te kry. Okay. So die tyd van die einde, en ons het dit deurgegaan 1989. Maar wat Amerika doen is, en ons moet dit verstaan, hy vat hande met die pausdom, en hulle is besig met hierdie oorlog teen kommunisme, teen die Sowjetunie, as ek dit so kan stel, wat Rusland insluit. En wat nou gebeur is, hulle gaan en hulle finansier Islam, Bin Laden, en hulle gebruik hulle as 'n taktiek om hierdie Sowjetunie af te bring. Wat ons sien is die Amerika finansier Islam, Bin Laden hulle. Okay? Dis die 10 jaar oorlog. En wat ons sien ook hierso is, na 1989 onttrek Amerika sy finansiering en alles van Islam. Hy stop hulle, hy drop hulle, in Engels gesê is, hy laat hulle val. En as gevolg daarvan gaan ons sien gebeur iets. Nou, Islam kom terug, so hierdie is 'n cause en 'n effek, so dit is help my met Afrikaans. Wat hier gebeur, die gevolg sien ons hierso. So wat nou gebeur is, Islam kom terug, en hulle loods aanval, en wat gebeur op 11 September 2001? Nou wat belangrik is dis een ding wat ons sien daar is. As ons kyk na die Twin Towers, en ons gaan die volgende sessie, gaan ons absoluut daarna kyk. Wanneer ons kyk na hierdie 2 torings, sal ons sien dat Amerika word aangeval op die finansiële kant. Ons kyk, daar's 'n vliegtuig in die Pentagon, en ons sien daar's 'n vliegtuig in die aarde in. En dis 3 gebiedens wat ons profeties kan merk om te sê is, Amerika word aangeval op die finansiële kant, wat die World Trade Center, soos hulle dit sê, dit is 'n wêreld se finansiële instansie of plek. So die hele wêreld word geraak.
Die tweede is die militêre gedeelte by die Pentagon waar die vliegtuig gaan, wat vir ons 'n lyn is om te merk, om te sê is, Amerika word finansiëel, militêr en die aarde. En ons sal sien die aarde waar die Here ook 'n verwysing gehad het van die aarde as die land waarin sy mense moes wees. En daar's 'n gebeurtenis. So ek gaan laat ons 'n breek vat en dan gaan ons terugkom en ons gaan kyk wat het gebeur in September 11. Kom ons maak ons oë toe en ons dank net die Here daarvoor. Here, dankie vir die geleentheid wat ons gehad het om hier deur te gaan. Laat die Gees saam met ons wees, laat ons hierdie profesie kan verstaan soos U dit in die woord sê. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen.